Baie welkom, baie lekker om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. 'n Nuwe week en kan jy glo, is die tweede laaste week van Januarie. Nou ja, tyd vlieg. Is lekker om saam met jou te kuier en ons is tans besig met ons Daniël vas. Ons elke aand vir die volgende 21 dae 'n boodskap bedien aanlyn kerk hou. Elke jaar Januarie vir 21 dae het ons se Daniël vas vir diegene wat elke dag of 3 of 4 dae of soos ek 21 dae Daniël vas saam met my wil doen. Baie welkom, dis baie lekker om saam met u te kuier en glo dat dit met jou goed gaan. Glo dat jy ook 'n besonderse mooi dag agter die rug het en dat jy lekker uitgerus het die naweek se boodskappe geniet het. Gisteroggend in Centurion bedien en ja, ek moet vir jou sê, dis maar altyd lekker om, jy weet, op plekke te bedien en dan na die tyd te hoor, joh, die Here het met my gepraat in 'n besonder. Ek glo vir u wat ingeskakel het, was dit ook 'n besonderse boodskap gisteroggend. God se plan vir my in 2026. En vanaand gaan ek met jou gesels juis 'n bietjie oor hoe neem ek die regte besluite in my lewe in 2026 om God te ken in alles, om nie verkeerde besluite te neem nie. En hoeveel keer in jou en in my lewe kan ons getuig van dat ons besluite geneem het wat ons gevoel het in ons binneste, ek het nou die regte besluit geneem. En dan het dit natuurlik katastrofiese gevolge gehad. En dit het opgeëindig in chaos. En vanaand is vir my baie lekker om sommer maar net saam mee te kuier en jy sal vind my nommer verskyn op TikTok en ook op YouTube en op Facebook. Renier is nie vanaand in lyn nie. Ons bid vir Renier en ons glo dat die Here Renier gaan aanraak en hom vou met sy genesende krag en met sterkte. Jy's op hierdie slegte plek waar sy liggaam op hierdie stadium is en ons bid werklik waar vir aanraking ook so in Renier se gesondheid. Baie welkom. Jy sal sien my nommer verskyn. En as jy nog nie op ons groepe is nie ons dagstukkies of ons aandboodskappe ontvang nie, en jy wil so graag ons dagstukkies en ons liedjies elke dag ontvang, ek skryf vir elke dag 'n liedjie rondom die dagstuk en met die tema en dan plaas ek dit ook op ons groepe. Save dit en onthou einde van die maand sal al hierdie liedjies ook so verskyn op Spotify en op wat is die platform vir iApple of Apple is iTunes. Het sal dalk op verskyn. En ja, ek wil jou uitnooi. Word deel van ons groepe en geniet dit en dit is tot voordeel van jou eie geestelike welstand en jy kan dit altyd aanstuur vir iemand wat jy voel dit so nodig het. Jy sal sien my nommer verskyn. Ja, jy plaas jou nommer daar en vat hy nommer en stuur vir my boodskap met jou naam en van en ek gaan so spoedig as moontlik op die groep plaas sodat jy al die boodskappe daagliks kan ontvang. Nou ja, ek sien Ursula's op. Ursula, kan jy sommer my nommer plaas? Ek sien sy's altyd in die aande ook op en aangesien Renier nie wel is nie. Jy weet, vertrou ons die Here. Hier by ons lekker warm in Pretoria. Ja, ons bak lekker en ek wil jou tog uitnooi om vanaand se boodskap, jy weet, jou hart al reeds oop te maak om te hoor wat die Here ook vir jou wil sê. En ontvang ook so vanaand wat God vir jou instoor het. Dit is my lekker om op jou aanlyn bediening jou te bedien en dalk is dit die eerste keer dat jy hier deur scroll en op TikTok of op YouTube of op Facebook op hierdie blad afkom. Myself, ek is Pastoor Stef en ons bedien weeksaande tussen 8 en 9 elke aand. 'n boodskap, 'n tema en so groei ons saam ook in die Here. Mag jy ook vanaand so ontvang die guns, die vrede en die krag van die Here. En vanaand, Here, is my gebed vir hierdie vrou en hierdie man wat saam kuier, u seën en u heerlikheid. Here, dankie in hierdie tyd van vas dat u self aan haar en aan hom kom openbaar en hulle ook so geniet die krag en ook so oorwinning. Dankie vir die woord, die kosbare woord wat ook so 'n lamp op ons pad, 'n lig, Here, vir ons is, juis in tye wat ons voel dinge is nie altyd wel nie. Here, rig hom en haar op en
versterk elkeen van hulle, is my gebed vanaand. Here, dat hierdie woord sal groei. En vanaand, Here, soos in sal hoor ook so u plan en u doen met hom en haar. Here, ons erken dat ons baie keer verkeerde paaie volg en verkeerde besluite in ons lewens neem. Vanaand, Here, kom ons en ons wil sommer hierdie jaar by voete neerlê. En ook hierdie boodskap dat dit sal groei in harte en in lewens, is my gebed in Jesus se naam. Ons loof en prys U. Amen. Nie elke goeie keuse in jou en in my lewe wat ons neem, is baie keer die regte besluite nie. Goeie keuses is nie noodwendig God se keuse nie. En 2026 lê voor ons soos 'n oop pad. Eerste maand is al lekker aan die gang en geleenthede roep jou en my en keuses slop aan jou en aan my deur daagliks en dan dink ek aan een van die grootste gevare vir 'n Christen is nie die slegte keuses, dit is die goeie keuses wat ons neem sonder God se leiding. Keuses wat ons neem sonder God se leiding. Spreuke 14 kom en hy bring vir ons 'n woord uit vers 12 uit. Hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Sjoe, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Ek en jy kan nie bekostig om verkeerde keuses te maak en besluite te neem waar ons nou is in ons lewens nie. En baie keer neem ons, en jy gaan vanaand deur my boodskap 'n paar dingetjies hoor wat jy moet aantekeninge maak van, of as jy die boodskap na die tyd gaan deurlees, dat jy daaraan sal werk in jou lewe, om nie weer in dieselfde struik in jou lewe te trap nie. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan, jy weet, is die dood. Hoe jy wegspring, voel vir ons altyd in die begin van die jaar, sjoe, hierdie is my jaar. En dan hier, kwart deur die jaar, dan het ons 'n slakkepas. Dan sit die een aanslag op die volgende een. En dan gooi ons handdoek in. En ek moet myself afvra, is dit omrede ek dalk vir baie lank in my lewe besluite geneem het sonder om God daarin te ken. Nie alles wat reg lyk, goed voel of sin maak, kom van God af nie. So, hoe onderskei, en hier wil ek jou 'n vraag vra, hoe onderskei ek in hierdie seisoen van my lewe in 2026 tussen my wil, mense se wil en God se wil? En hoor wat ek vir jou sê, daar's baie keer mense om ons wat se stemme ook 'n invloed op ons het, omdat ons vir hulle lief is en omdat ons vir hulle omgee en hulle vir ons omgee. Dit is nie noodwendig dat hulle die regte woorde, dit klink mooi, maar is dalk wat ons wil hoor, maar is dit dalk wat God wil hê? Eerstens, God is 'n God van rigting, nie van verwarring nie. En ek moet myself afvra, as ek wil jou uitnooi, as jy 'n bietjie terugkyk, en jy het besluite geneem in die laaste, kom ons vat hierdie laaste jaar, en van die groot besluite wat jy geneem het, hoekom het dit in chaos opgeëindig? Hoekom het jy soveel tyd daaraan spandeer, en op die einde het dit niks vir jou ingehou nie?
Kyk ook in die laaste jaar in verhouding. Dalk as jy pas in 'n verhouding en jy voel, ek het soveel belê en soveel hier ingesit. Vra jouself af, hoekom? Hoekom staan ek 'n jaar later met 'n stikkende flenters leë hart? Hoekom val dinge nie in plek? Hoekom is daar meer konflik en verwarring in plaas van vrede en groei? God is 'n God van rigting en nie van verwarring nie. 1 Korintiërs 14 sê so mooi in vers 33, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. So God wil eerstens, of God wil maar van vrede. So God se wil vir jou en my bring vrede. Dit bring nie chaos nie. Dit bring rigting. Dit bring nie verwarring nie. Lig, nie donker en onsekerheid nie. ‘n geestelike feit is dat as jou besluite jou verder van God aftrek, is dit nie God se wil nie. Al lyk dit na goeie en mooi en goed. En dit wil my by die volgende punt bring. Tekens van 'n besluit wat nie van God is nie. Jy wil jou gewete sis. Jy wil jou gewete stil maak en jy ignoreer die skrif, jy jaag en is haastig want jy is bang om te wag. Baie keer voel jy gedwing. Jy voel nie gelei nie. Die Heilige Gees lei ons. Die Heilige Gees forceer hom nie. Ek sê dit altyd, hy is 'n gentleman, hy's 'n God van liefde en van vrede. En dan bring dit my by die volgende, nie elke goeie geleentheid is 'n goddelike opdrag of God se wil vir jou lewe nie. En ons moet kan onderskei. Openbaring, en dit bring my by die volgende versie in hoofstuk 3 vers 7, wat hy oopmaak kan niemand sluit nie, en wat hy sluit kan niemand oopmaak nie. Hoe gaan dit in jou vas? Hoe gaan dit in jou stilte tyd? Hoe gaan dit in jou toewyding in 2026? Dit bring my by hierdie punt, nie elke goeie geleentheid is 'n goddelike opdrag of God se wil vir jou lewe nie. En dit klink dalk mooi. En dit val mooi, jy weet, op my hartsnare. En jy dink dalk, sjoe, dit kan werk. Klink goed. Dit klink mooi. En dalk spring jy goed weg, en jy gaan opeindig in die woestyn. Pas op dat jy vergeet om God toe te laat om jou te lei. Ons leef in 'n tyd van opsies. Elke dag. Wanneer ons sit, wanneer ons staan, wanneer ons beweeg, ons leef in 'n tyd van opsies in ons werk, ons verhouding, ons besluite, in beleggings, in bedieninge en in die roeping waarin God jou geroep het. Maar God vra nie, is dit moontlik? God vra, is dit my wil? En ek dink hierdie laaste paar dae wat ons in die aande saam gekuier het dit deeltyd my teruggebring by, is dit God se wil? En word ek stil? En ek voel dat die Here vir ons voorberei. Elkeen wat luister en elkeen wat hierdie dienste volg in die aande is dat God vir my verkoop. Hy wil my siel weer opgewonde maak. En hy wil my bederf in hierdie jaar wat voorlê. Daar's 'n paar Bybelse voorbeelde. Dink aan Abraham en Ismael. God het 'n belofte gehad.
Maar dit was 'n goeie idee sonder God se tyd. 'n Goeie plan buite God word 'n probleem en dit loop uit op chaos en op vrees in ons lewens en op verwarring. En dan bring dit my by 'n plek om dalk die volgende punt vir jou te sê, dat die rol van stilte, die rol van wag in besluite voor God is vir jou en my, Boeta, Sissa, luister, dit is so belangrik om op die Here te wag, om op hom te wag. Jesaja 30 sê in vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor sê, dit is die weg, wandel daarop. God praat met Jesaja, hoor wat sê hy? En jou ore sal 'n woord agter jou hoor sê, dit is die weg, wandel daarop. So God praat, maar ons jaag. Ons praat. Ons besluite is vinnig. Stilte is nie God se afwesigheid nie, meneer, mevrou. Dit is om jou hart voor te berei. Dit is om jou gereed te maak vir die mooi en vir die wonderlik en vir die groot wat hy vir jou instoor het. Dis hoekom ek vas, dis hoekom jy stil word, dis hoekom jy jou voorberei. Nie verniet nie. God eer 'n man en 'n vrou wat hom soek, wat sy wil soek in sy besigheid, wat sy wil soek in sy verhouding, wat sy wil soek in sy finansies. Ken God in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Toe jy begin het jy hierdie jaar saam met jou werkers gebid en hulle opgedra aan die Here. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Hierdie is 'n praktiese beginsel, moet nooit 'n lewensveranderende besluit in jou lewe neem wanneer jy emosionele hoogtes of emosionele laagtepunte het nie. Ek wil vir jou sê, die grootste foute wat jy kan maak is wanneer jy groot besluite neem binne in chaos. En as jy God nie daarin ken nie. Kom ek gee 'n voorbeeld, jy's nou besig, jy het opgebreek in 'n huwelik, jy's besig om te skei, en nou neem jy impulsiewe besluite, emosionele besluite. Ek sê altyd, raak rustig, moenie te vinnig besluite neem nie. Ek kan vir jou dit sê, omdat ek praat uit ondervinding. Moenie te vinnig optree nie, wag en wees rustig, bepeins God se tyd, sit in sy teenwoordigheid, rus by die Here dat hy jou omvou met krag en met sterkte, met sy wil en met sy stem, vir jou duidelike rigting te gee. En hoe weet ek dit? Ek weet dit deur vrede. Moenie besluite neem in jou lewe wanneer jy bekommerd en vrees en wanneer jy druk het nie. Die Here kom en hy sê vir jou en my, wees stil. In hierdie gejaag, tussen al hierdie stemme. Want hoekom sê ek dit vir jou? Want baie keer is stemme wil vir jou tog ook net die beste, jou familie, jy gaan dalk deur 'n bankrotskap, jy gaan dalk deur 'n opbrekende verhouding, en elkeen is lief vir jou, en hulle wil vir jou die beste in storie, en elkeen lewer sy opinie. Dis dalk goeie, maar is dit God wat met ons praat? En ek moet kan sensitief wees. Ek moet kan wag. Ek moet kan sien. Ek moet deur al hierdie stemme nog steeds God kan sien. God kan hoor. God kan ervaar. En die oomblik wanneer ek dit sien en ervaar, begin my liggaam, begin my gees en my siel in pas
en in lyn en in voeling kom met God. En dan kom ek en jy in beweging. In die rigting wat God vir jou my storie. Maar dit vra dat ek moet stil word. Ek God moet ken. Ja, in alles God moet ken. Bring my by 'n volgende punt, die woord as finale filtreerder van besluite. Ek gaan sit by God en ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. As ek oor iets bid, lê ek dit by die Here se voete. Ek bid daaroor. Ek gaan soek in die skrif woord. Ek bid woord oor hierdie situasie. Ek soek God in dit. Ek raadpleeg God deur die Heilige Gees. En dan kom God en hy praat met my deur mense, deur die woord, deur die Heilige Gees, deur die natuur. Moontlik sit ek op 'n plek. Ek was een keer in 'n haarsalon en terwyl ek op daai stadium in my lewe verantwoorde bid van God af, sit twee mense in die haarsalon en gesels met mekaar. Jy geweet, mans kan ook lekker skinder in 'n haarsalon. En terwyl hulle net gesit en gesels, antwoord daai twee mense terwyl hulle praat met mekaar, ontvang ek 'n antwoord op dit wat ek van God af bid, deur hulle twee se gesprek. Daai aand gesels ek met 'n ou vriend van my in Australië. En hy gesels met my oor iets uit die woord uit. En 'n tweede bevestiging, sonder dat iemand weet. Daai nag word ek wakker in 'n droom, dat God met my helder praat in 'n droom. En ek kry 3 bevestigings. En ek sê, Here, ek gee ag. Ek gaan sit dit voor die Here se voete neer daai volgende dag, die droom, die gesprek van die aand, die haarkappers episode, en dit wat ek het. En ek sê, Here, hier's dit. Ek het hieroor gebid, en nou wil ek ook so bid vir vrede, dat U my ook deur die skrif sal wys. Ek begin te lees in Jesegiel, 'n boek wat in baie opsigte nie tot toepassing is, juis op my seisoen waar ek is tans, daai stadium. En die Here maak dit oop. Ek neem 'n besluit, en ek het in binne 7 dae, het God vir my deurgebreek, omdat ek gewag het, omdat ek bereid was, om nie 'n impulsiewe besluit te neem nie. Kan ek vir jou sê, voor ek gaan stil word het, was my opinie rondom die besluit wat ek geneem het, heeltemal anders. Dit sou in chaos en in ellende geëindig het. En daarom moet ek en jy pas op dat ons nie in emosionele voelinge wil besluite neem, onderdruk besluite neem nie. So jy kan wag, ek gaan wag eers op die Here. Ek het nou 'n antwoord nodig. Wel, jammer, ek kan nie. En hier is dit vir my so belangrik as ek vir jou sê dat die woord is vir my die finale filtreerder van besluite. En dit wat ek nou net met jou gedeel het, bring vir my so mooi Psalm 119 wat ek gisteroggend in Centurion bedien het, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So wat sê ek vir jou? Ek sê eintlik vir jou,
Terwyl jy luister op hierdie maandag aan, God se woord bevestig, God se woord waarsku, God se woord lei, God se woord ontbloot motiewe en God se woord bring vrede. Die geestelike waarheid rondom hierdie boodskap vanaand is dat God sal jou nooit lei op 'n pad wat sy woord weerspreek nie. Vra wat jy moet vra voor jy besluite neem. Stem dit ooreen met God se woord. Bring dit by nader aan God. Bou dit karakter of net gemak? Sal ek God hierin kan verheerlik? Hierdie is kragtig wat ek nou vir jou sê. Terwyl ek vanoggend sit en dit bepeins, toe kom hierdie 4 punte net so op by my. En dis asof die Here vir my sê dit vir hierdie Boeta en hierdie Sissa vanaand. God sal hom nooit weerspreek nie. En die vraag wat jy jouself moet vra wanneer jy besluit moet neem, en dalk is jy nou op 'n plek waar jy besluite moet neem. En ek gaan dit môre kragtig ook op sosiale platforms plaas. Voor jy besluite neem, of dalk sit jy nou op 'n plek en jy wonder, het ek die regte besluite geneem? Meet dit aan God se woord deur hierdie volgende 4 punte. Stem dit ooreen met God se woord vir my lewe en vir my toekoms. Bring hierdie besluite my nader aan God of dryf dit my weg van God af? Bou dit karakter of is dit net te gemaklik? Bou hierdie verhouding my of is dit net 'n lekker verhouding om iemand te hê? Of stig ons mekaar geestelik? En sal ek uit hierdie besluite God kan verheerlik? Dis hard, maar dit's waar. There's a difference between good plan and God's plan. Ja, ek voel sommer net kragtig hoe God vanaand met ons praat. En dalk sit jy nou op 'n plek waar jy moet besluite neem. Ek weet die Here praat met jou. Die Here is besig om jou voor te berei. En dalk voel jy is nou in 'n vuuroond. En jy nou in 'n vuuroond te sê, Here, skroei al die nonsens van my af. Skroei alles wat nie hoort in my lewe en in my bestaan is. Laat dit afskroei. Ek staan voor U in verwondering en afhanklikheid en nederigheid. Bring my by die volgende punt. Die Gees lei ons, maar die vlees dring aan en dit forceer ons. Jy moet nou hier binnekant vir jouself afvra. Terwyl jy nou, dalk moet jy 'n huis koop, dalk moet jy 'n kar koop, dalk moet jy weet, groot besluite rondom werk en besigheid neem. Hoor wat ek vir jou sê. God se Gees sal jou lei en jy sal vrede hê. Maar as jy voel, hierso is hierdie vrees en hierdie bekommernis en jy word forceer om nou dringend besluite te neem, wag 'n bietjie, pas op. En ek voel om te sê ook, as daar iemand is wat jou forceer om jou hand op papier te sit om 'n kontrak te teken, wag 'n bietjie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, raak rustig. Gaan wag eers op die Here. Want as jy klaar geteken het, kan jy nie omdraai nie. Galasiërs 5 sê dit so mooi in vers 16. Hy sê, wandel deur die Gees,
dan sal julle nooit die begeerte van die vlees volbring nie. So God sê vanaand vir jou en my, jy moet gelei word deur my gees. En dis hoekom hy sê, wandel deur die gees. Want die vlees, hoor wat sê hy hierso? Hy sê, dan sal julle nooit die begeertes van die vlees volbring nie. Die verskil tussen die gees en die vlees is, die vlees sê, nou, die gees van God sê, wag. Die vlees sê, sjo, wat voel reg? Die gees sê, wat is reg? Dit voel vir my of ek die regte besluit te neem. Nee. Dit is reg. Dit beteken daar's 'n verskil. So die gees trek jou na gehoorsaamheid. God praat vanaand met jou en my en hy roep ons terug na gehoorsaamheid. Dis die veilige plek en dis om, natuurlik gaan baie mense in opstand kom wanneer jy retireer en rustig raak en sê wag 'n bietjie. Gehoorsaamheid. Selfs al is dit moeilik. Ek gaan nou iets volgende sê. Natuurlik verskyn my nommer op die verskillende platforms en as dit die eerste keer as jy ingeskakel is, daar's my nommer as jy op ons groepe wil kom. Ek stuur vanaand se boodskapie sommer net in 'n, jy weet, in 'n amper soos 'n preekvorm op die groepie in 'n PDF dat jy dit kan oopmaak en kan gaan lees, stilte tyd hou en kan groei in die Here. So stuur my net jou naam en jou van na daai nommer. Ivan plaas hom daar en ek sien Ursula en Pieter hulle plaas hom ook so op. En Thea op Facebook. Gehoorsaamheid voor verstaan. Ek is liewerste Keith Green het geval met 'n vliegtuig baie jare terug in die vroeë 80's. En hy het gesing, obey is better than sacrifice. Obey is better than sacrifice. Ek het dit geluister in 2001 en dit het my by 'n plek gebring waar ek 'n besluit moes neem of ek gaan aanbly in 'n gemeente of ek 'n nuwe beroep gaan vat. En een oggend vroeg, hier 3 uur, 2001, ek sal dit nooit vergeet nie. In my maand, toe praat die Here met my. Toe sê die Here vir my, obey, wees gehoorsaam. Anders gaan jy 'n duur prys betaal. Ek het die Here gevolg. Ek het daai dag, my huis was teen die kerk gewees. Ek het net 'n nuwe kerk gebou, net 'n nuwe pastorie en ek het uitgestap, 3:30 die oggend. Ek het in die kerk ingesit, die alarms afgesit en ek het daar ingestap. En ek het sê, Here, praat met my. Wys my. Ek wil nie dit mis nie. God was getrou. Maar dit het gevra nederigheid, gehoorsaamheid. Paar maande later ervaar ek die deurbraak en die wonderwerk, omrede ek op God gewag het. Ons wil goed verstaan, ons wil goed uitredeneer. In ons humanistiese samestelling, waar ons in onsself alles weet en alles ken en alles wil in beheer van wees, stoot ons God uit. En staan ons self op en vat ons dit uit God se hande uit.
En dis hoekom alles ontaard in chaos. Dis hoekom alles ontaard in 'n fiasco. En jy rondhardloop en jy voel, ek doen alles, maar ek maak nie geld nie. Ek gee my alles, hier's nie liefde nie. Want dit was 'n goeie idee. Dit het na 'n goeie plan gelyk. En ek het myself verstaan. Gedink dit gaan reg wees. En dan kom die ellende en dan besef ek is in sy volmaakte wil nie, maar in sy toelaatbare wil. Spreuke 3 sê in vers 5 en vers 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wat sê ek vir jou? God gee nie altyd hierdie volledige prentjie en die hoe kan ek sê die uiteinde van die storie vir ons in die begin nie. Hy gee die volgende stap vir jou en my in ons lewens om te sê, volg my, ken my, soek my, roep my. Ek wil vanaand vir jou iets sê wat ek vanmiddag aangesit en dink het en ek glo hierdie is 'n Bybelse waarheid, want Noag het reën nie geken nie, maar hy het 'n ark gebou. Abraham het nie geweet waantoe hy op pad was nie, maar hy het gestap. Petrus het nie geweet hoe dit is om op water te loop nie, maar hy het God vertrou en op die water geloop. God se wil word geopenbaar terwyl jy in aksie kom. God se wil gebeur en openbaarheid terwyl jy loop, nie terwyl jy staan en stagneer nie. En daarby sê ek nie, ek wil my nie, ek weerspreek my nie. Wat ek vanaand vir jou sê is, deur om te wag, verstaan jy hoekom jy nou moet gaan. Ek verstaan nie alles nie, maar ek gaan, want ek weet God is in dit. God is met my. En ek glo hier is 'n profetiese rigting vir my en jou vasgevang in 2026. Want 2026 sal nie bepaal word deur my en jou IQ en ons IQ en jou ervarings of jou wil en jou identiteit en wie jy is en jou kontrakte nie, maar deur jou gehoorsaamheid aan God se stem. Deuteronomium sê in vers 19 in hoofstuk 30, ek het jou vandag die lewe en die dood voorgehou. Kies dan die lewe. Kies dan die lewe. God hou vir my en jou dit voor en vanaand, weet jy wat, ek het met jou gedeel wat ek die hele dag oor gebid het en wat ek God die hele dag voor vertrou het en dit is tog hoekom ek die dagstukkies uitsit en dan 'n liedjie rondom dit ook neerpen en dan plaas ek dit op die groepe en dit is om jou by 'n plek te bring om in aksie te kom of in beweging te kom om te sê, Here, ek vertrou U. Ek neem nou die regte besluit. Ek kan nie meer bekostig om deur seer en pyn te gaan nie. En dalk het jy vir 'n seisoen of 3, dalk 'n jaar of 5 of 6, dalk het jy deur die ellende gegaan, dalk is al van jou weggeneem, dalk sit jy in angs en in vrees, in depressie, dalk sit jy mismoedig op 'n ashoop vanaand dat jy alles verloor het, dalk sit jy nou en luister na my en sê, ek voel hopeloos, ek voel moedeloos, ek voel, ek het al reeds opgegee, Stef, ek weet nie hoekom bestaan ek nog nie, ek weet nie wat is God se plan en sy doel nie, en hoekom moet ek hier wees, en hoekom moet ek hier deurgaan, wat is God se plan, wil ek vanaand vir jou sê, kom ek en jy klim nog een ronde in die kruit en ons vertrou God. Daar waar hulle jou uitgeslaan het, dit is wanneer jy opstaan. Ek wil vanaand vir jou sê, dis wanneer jy opstaan wat die verskil maak in jou en my lewe. Wanneer mense jou weggooi, wanneer mense op jou neerkyk, wanneer mense op jou spoeg, wanneer mense, jy weet, in jou gesig vir jou lag, wanneer daar jaloesie is, wanneer daar afguns is, wanneer daar teen jou weet gebreek word, wanneer daar teen jou opgestaan word. Dis in hierdie tye wat jy weer opstaan uit die as uit om op te staan
uit die as uit vra vanaand van jou en my, om vas te hou aan God, om in hierdie seisoen van jou lewe, nie links en regs te kyk nie, maar om verragtig vanaand te sê, Here, ek kan nie bekostig nie, en hierdie ronde gaan ek weer opstaan, terwyl ander die handdoek ingegooi het, en gesê, dis die einde van Stef, dis die einde van hierdie Boeta, dis die einde van hierdie Sissa, het ek opgestaan, en ek het weer in die kruit ingeklim, tot almal se verbasing, want God is met my, ek sal 'n bende stormloop, al val daar 1000 aan my een kant en 10,000, maar ek hoef nie te vrees nie, want God is met jou en met my, hy is my stok en my staf, hy vertroos my, hy lei my, hy vertroos jou, niemand anders nie. Ek kan net met jou deel wat ek beleef en ervaar uit my eie agtergrond, uit my eie lewe uit my eie seisoen uit, om jou te bemoedig om te sê, dis daai ene ronde van opstaan wat die verskil gemaak. Dis nou jy val nie, maar dis hoe jy opstaan. Maar die verskil maak. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is daarmee mee waar ek was nie. Ek is nog nie waar ek wil wees nie. Ek is daarmee mee waar ek was nie. En vanaand, Here, is hier Boeta en Sissa wat saam met my luister na die woord, en vanaand wil ek dankie sê dat ons kon stil word en te hoor, te bepeins, dat ons in 2026 raakvat en geniet die volheid. Ons erken dat ons baie foute gemaak het, elkeen van ons. Ons erken vanaand dat ons dit nodig meer as ooit. Hierdie man en vrou wat luister, wat in hulle verhouding en in hulle huwelik deur dinge gaan, dankie dat U vanaand ook hom en haar aanraak, dankie dat U vanaand by hulle as 'n gesin kom stil staan, hulle omvou met liefde en met krag. Dankie vir nog 'n kans. Dankie vir nog 'n geleentheid. Dankie dat ek vanaand kon hoor dat ek kan opstaan. Dankie dat ek kan hoor dat U ons nie weggooi, soos dat baie paas hulle kinders weggooi nie. Dankie dat ons vanaand weet dat U nie die rug teenoor ons draai nie. U is 'n God van liefde. U is 'n God van genade, God van 'n tweede kans. Dankie dat ek hierdie jare by voete kan kom neerlê saam met hierdie man en vrou. Here, en leer ons om nie net goeie keuses te maak nie, maar goddelike keuses. Lei ons in 2026 en suiwer ons lewens en ons harte en ons motiewe, en dat ons meer sensitief sal raak op die plek waar ons is tans in ons lewens. Ons kies U wil bo ons eie, in Jesus se naam. Amen. Dit was my lekker om saam met jou te kuier, en ek sien uit om môre aand tussen 8 en 9 saam met jou te kuier, weer eens hier op dieselfde platform, en ontvang môreoggend so 5 uur se kant ons dagstukkie. Ek is opgewonde oor môre aand se boodskap, en jong, ek moet vir jou sê, ek het vandag se lied, terwyl ek sit en die woorde skryf en die klanke formuleer en by mekaar sit, toe sit soos, ek het die earfone in my ore en earphones, en ek luister, en ek soos in, ek weet nie, as iemand my van agteraf moes sien, deur my ruit, ek het al gesit in worship, ek het net gesit en besef, die majesteit en die heerlikheid is vir my genoeg. Ek wil dit nie mis nie. Het is lekker gewees om saam met jou te kuier. Dankie vir jou wat vir my bid, en hierdie aanlyn kerk ondersteun in gebed, en in elke faset. Die Here seën jou ryklik, en sien uit om môre aand weer so saam met jou te kuier. Goedheid en guns. God bless.